Amen. Aba Vader, Here, dankie vir hierdie wonderlike voorreg, Here, om U naam te kan loof, Here. Here, om U naam te kan groot maak, Here, om hierdie offer aan U te kan bring, Here. Vader, vanoggend wil ek vra, Here, dat die woord wat uitgaan vanoggend, Here, dat dit harte sal bereik waar dit moet bereik, Here. Here, elkeen wat hier is vanoggend, Here, en elkeen wat later inskakel en het luister wanneer dit uitgaan, Here. Here, dat dit die regte mense sal bereik, Here. Mense wat mismoedig is, Here. Mense wat nie meer weet wat om te doen nie. Wat nie weet wat die pad vorentoe is nie, Here. Here, maar daardeur dat die boodskap wat uitgaan, Here, hulle vanoggend sal bemoedig, Here, en op die regte paai sal bring. Here, net vir julle 'n bietjie daai hoop sal gee, dat U is besig met groot dinge. Amen. Vader, vanoggend vra ek, Here, dat U my sal gebruik, net as U spreekbuis, Here. Here, dat dit wat ek oordra vanoggend nie uit my eie uit sal wees nie, Here, maar uit U hart sal kom. En ek sê dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. So as jy jou Bybel het vanoggend, maak oop daar vir ons. Dan gaan ons saam lees in Genesis 37. Jy hoef daarom nie ver te blaai vanoggend nie. So ons gaan vir die volgende klompie weke gaan ons bly in Genesis. So ons gaan lees Genesis 37 vanaf vers 18 vanoggend. Ons lees saam. En hulle het hom van ver af gesien, maar voordat hy naby hulle kom, het hulle listig raad gehou teen hom, om hom dood te maak. En hulle het vir mekaar gesê, daar kom daar die dromer aan. Kom dan nou, laat ons hom doodmaak, en in een van die putte gooi, en sê, 'n wilde dier het hom opgeëet. Dan sal ons sien wat van sy drome word. Toe Reuben dit hoor, het hom uit hulle hand gered deur te sê, laat ons hom nie doodslaan nie. Reuben het ook vir hulle gesê, moenie bloed vergiet nie. Gooi hom in hierdie put wat in die woestyn is, maar moenie die hand aan hom slaan nie, sodat hy hom uit hulle hand kon red, om hom na sy vader terug te bring. En toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef sy rok uit, die rok met die lang moue wat hy aangehad het. En hulle neem hom en gooi hom in die put, maar die put was leeg. Daar was geen water in nie. Daarna het hulle gaan sit om brood te eet. En toe hulle oë opslaan, sien hulle met eens 'n reisgeselskap, Ismaelite wat uit Gilead kom. Hulle kamele gelaai met speserye en balsem en gom op pad na Egipte om dit af te bring. Toe sê Juda aan sy broers, wat 'n voordeel is dit, dat ons broer doodmaak en sy bloed verberg. Kom, laat ons hom aan die Ismaelite verkoop, maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer en ons vlees. En sy broers het na hom geluister. En toe hulle die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put uit opgetrek en uitgehaal en Josef aan die Ismaelite verkoop vir 20 sikkel silwer. En hulle het Josef na Egipte gebring. Wil ons nie vanoggend nie. Die laaste week het ons gestop, daar waar Josef binne in die put beland het. En as jy dink, Josef het dalk gewonder toe hy na sy broers toe geloop het, en dalk vir homself gedink en gesê, ek is amper by hulle. Die reis waar ek op was is amper verby. En hy het geen idee gehad hoe sy pad eintlik sou verander nie. Josef het geen idee wat op hom gewag het nie. Niemand van ons staan een oggend op en sê, vanoggend gaan my hele lewe uit mekaar uitval. Niemand van ons staan op en sê,
vandag gaan ek 'n geliefde begrawe nie, of vandag gaan ek siek word, of vandag gaan ek my werk verloor nie. Ons beplan vir al die goeie dae wat daar is. Ons beplan vir die pad vooruit, ons beplan vir ons ou dag. Niemand van ons beplan vir slegte dinge nie. Sien jy, dit gaan nie, almal van ons gaan een of ander tyd in ons lewe beland hier binne in 'n put. Of jy nou wil of nie. Sometime in jou lewe gaan dit gebeur wat jy binne in 'n put gaan beland. Maar dit gaan nie of jy binne in daai put gaan beland of nie. Dit gaan oor wat gaan jy doen wanneer jy binne in die put is. Dit gaan oor wat gaan jou houding wees wanneer jy daar binne gaan lê. Sien, partykeer om in die paleis te gaan kom, beteken dat jy gaan eers moet binne in 'n put wees. 'n Jong arend sal sit en kyk hoe sy ma 'n nes uit mekaar uitruk. Al die veertjies, al die gemaklike dele uit die nes uithaal. En hy sal sit en wonder oor hoekom trek sy ma hierdie nes uit mekaar uit. Sien, maar die arend se ma weet, as die nes gemaklik bly, gaan hy in die nes wil bly die hele tyd. Hy gaan nooit leer vlieg nie. Sy moet dit so ongemaklik maak soos moontlik, sodat hy kan leer vlieg. Sien, en God kom partykeer en dan vat hy die gemak in ons lewens weg. Hy vat daai babbel waarin ons onsself in sit partykeer, hy kom en vat dit as sprus weg. Nie oor hy ons wil straf nie, maar dis omdat God ons wil leer vlieg. Hy wil hê jy moet uit 'n gemakplek uitkom. Want as jy binne in jou gemak bly die hele tyd, gaan jy nooit jou potensiaal bereik wat hy vir jou beplan het nie. Nou die een ding wat die vyand nogal doen, waarvoor hy baie lief is die vyand val die drome aan. In vers 18 en 19 het ons gelees daarso, dat sy broers het hom al van ver af gesien kom. En hulle het gepraat onder mekaar, en hulle het beraad gehou om hom dood te maak. Hulle wou die dromer doodmaak. En hulle het vir Josef, hulle het vir mekaar gesê, daar kom die dromer. Hulle het nie gesê, daar kom Josef nie. Josef was 'n dromer genoem. Sien, hulle het, nee, hy wil nie vanoggend neem. Hulle noem nooit Josef op sy naam as hy aankom nie. Hulle sê, daar is die dromer. Onmiddellik het hulle Josef sy identiteit weggevat. Want vir hulle het hy nie meer bestaan as Josef nie. Vir hulle was hy net die dromer gewees. En hulle het gedink, as hulle hierdie dromer gaan vernietig, dan gaan die droom ook sterf. En dit is presies wat die vyand wil doen. Die vyand wil die dromer vernietig, want dan sterf die droom ook. Satan se strategie is in die lewe om hoop en vrede en verwagtinge en drome te steel. Sy verwagting is, sy strategie is dat hy wil hê ons moet ophou glo. Johannes 10 vers 10 sê dat die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Hy kom nie om iets anders te doen nie. Hy kom net om te sluil. Hy wil net verwoesting saai. Maar dan kom Jesus en hy sê, ek het gekom om vir lewe in oorvloed te gee vir jou. Ek het gekom sodat jy iets beter kan hê. Sien, die vyand kom en hy steel ons geloof. Want hy weet, die oomblik wat hy jou geloof steel, dan steel hy jou droom. Hy steel jou hoop, jou visie wat jy het. So, as een ding wat ek geleer het oor die jare is, oralste is mense wat drome steel. Die vyand gebruik, ek noem hulle dream killers. Hy gebruik mense om jou drome dood te maak. Hy sal partykeer die mense die naaste aan jou gebruik om jou drome te steel. Die hartseer is, hy sal mense in die bediening gebruik om jou drome te steel. Sê nie oor jy in die bediening is, dat die vyand kan jou actually nie gebruik nie.
hy sal, sorry om te sê, maar hy sal pastore en dominees gebruik om drome te steel. Want solank as wat hy jou droom kan doodmaak, steel hy alles by jou. Sien, en baie kere kom die Here en hy gee vir ons drome, jare terug al. Amen. En jy raak so opgewonde oor hierdie droom, en jy bly glo in dit, en jy bly vashou. En dan kom jy op vandag, en dan weet jy nie meer wat gaan aan nie. Dan het jy daai hoop al verloor, wat jy gehad het. Sien, maar die droom het nooit verdwyn nie. Die droom het net dormant gaan lê. Want jy is die een wat moeg geword het. Ons is die een wat sat raak. Wat gaan lê, omdat mense vir jou gesê het, dit kan nie gebeur nie. Amen. En dat die vyand in iemand se oor gefluister het, en sê vir hulle, dit gaan nooit gebeur nie. Jy is nie geroep vir dit nie. Dit was nie bedoel vir jou nie. Sien maar, God vergeet nooit daai droom, wat hy gegee het nie. Amen. Hy bly besig. Hy bly werk daaraan. Snaaks genoeg dat, wanneer mense droom kry, en jy vertel jou droom vir mense, het almal 'n opinie daaroor. As jy, die oomblik wat jy vir iemand sê, ek glo die Here het my geroep hiervoor, dan het almal 'n opinie daaroor te gee. Almal het 'n eiertjie te lê. Almal is ewe skielik 'n teoloog of 'n profeet of 'n apostel of 'n iets. En vir jou sê, maar ek het dit nie gehoor nie. Ek glo nie die Here het dit gesê nie, of hulle sê vir ek dink jy het verkeerd gehoor. Sien, maar dan kom die Here, en hy wys vir ons ander dinge. En dan gebeur dit, dat ons drome beland binne in 'n put. En ons sit in 'n plek waar ons mismoedig is. Sien, die put was nie God se straf vir Josef gewees nie. Ons het in vers 24 het ons gelees wat hy sê, en hulle het hom geneem en hom binne in 'n put gegooi. Maar die put was leeg, daar was niks water binne in daai put nie. En ek kan myself net imagine, arme Josef, toe hom hierdie put ingegooi het, wat droog is daar aan die onderkant, toe daai grond tref, hoe hard moes hy dit getref het? Had heel moontlik so 'n stofwolkie opgevlieg. En hy moes seer kry toe in daai put beland het. Josef het dalk 'n paar gekneusde ribbes gehad, dalk 'n gekraasde arm, maar hy het seer gekry. Dit is onmoontlik dat hy binne in 'n put kon geval het en hy het nie seer gekry nie. Nou ooit gewonder, hoekom kom die Here en hy sit hierdie stuk in die woord waar dit sê, hy het binne in 'n put, hy's in 'n put gegooi wat leeg is. Hoekom gaan die Here en hy gaan sit klem daarop, dat Josef moes binne in 'n put val wat leeg is? En die Here doen dit met opset, sodat jy mismoedigheid kon raak sien, hopeloosheid kon raak sien, 'n plek kon raak sien waar Josef in sit, waar nie uitkoms is nie, waar niks hoop meer is nie. Daar's nie 'n plan nie, daar's nie klip of 'n leer waarteen hy kon opklim om te kon uitkom nie. Hy kon hom nie self red nie. Sien, die Hebreëse woord vir put is die woord bor. En as jy gaan kyk wat beteken die woord bor, dit beteken 'n diep gat. Beteken 'n tronk, 'n plek van gevangenskap. 'n Plek waar jy nie kan uitkom nie. En hier kom hulle en hulle gooi vir Josef binne in 'n tronk. Hulle gooi hom in 'n plek waar hy nie kon uitkom nie. En ek dink as soos baie mense van vandag voel. As jy gaan kyk hoe mense daar buite kop onderste bo loop. Omdat hulle sit in 'n plek waar hulle nie weet hoe om uit te kom nie. Hulle sit vasgevang in hopeloosheid, in mismoedigheid, in verdriet. En hulle weet nie hoe om daar uit te kom nie. Baie mense sit op hierdie plek waar jy dink, jy bid, jy werk, jy probeer so hard, maar jy bly vas daar. Jy kan net nie op hierdie gat waar jy is uitkom nie. Sien, God het nie die put ontwerp nie.
God het nie gekom en gesê, vandag wil ek hier so 'n put sit in die woestyn nie. Mense het die put daar gesit. Josef se broers het daai put ontdek. God het nie in hulle oor gefluister en gesê, gaan kyk om die hoekie, daar is 'n put nie. Hulle het dit gaan ontdek. Sien, maar God het besluit om dit te gebruik. Hy het besluit dat hy gaan ander mense se boosheid gebruik om iets goed met dit te doen. Romeine 8 vers 28 sê vir ons dat ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie sal meewerk. Amen. Omdat Josef God geken het die Here besluit, ek gaan 'n put gebruik om hom na 'n beter plek toe te vat. Een van die groot temas as jy gaan kyk na Genesis en al die stories wat in Genesis opgeskryf is dat God keer nie sonde goed nie. Amen. Maar hy gebruik dit. Hy is so groot dat hy ander mense se gemors kan gebruik vir iets goed. Amen. Hy het dit met Jakob gedoen. Hy het dit met Abraham gedoen. Hy het dit met Adam en Eva ook gedoen. Hy het hulle gemors gebruik, sodat daar iets goeds vir ons sal kan uitkom. En later in Genesis, daar in hoofstuk 50, dan lees jy waar Josef sê, julle het kwaad teen my bedoel, maar God het dit ten goeie gebruik. Amen. Dis dieselfde wat in Romeine staan. Dit wat mense as kwaad teen jou bedoel, het God gekom en hy gebruik dit ten goeie vir jou. Amen. Sien, die put was nie noodwendig deel van God se plan gewees nie. Maar hy het dit deel van die proses gemaak. Hy het dit deel van die pad gemaak. As jy dink aan mosaïekteels, as jy mosaïekteels optel, dis nie noodwendig die mooiste teels nie. Party van dit is sommer net klein, lelike stukke glas. En is skerp, en is lelike hoeke, en is krake, en is, ons dink is waardeloos. Maar vat mosaïekteels en gaan gee dit vir 'n kunstenaar. En hy maak iets mooi daarmee. Amen. Hy sien 'n prentjie uit dit uit. En baie mense, as jy loop en kyk na mense, baie mense voel moedeloos. Baie mense voel, hulle is deel van 'n stukkie gebreekte glas. Daar is baie mense wat daar buite is. Ek weet, ek is baie lief om te kyk na mense as ons in die winkels loop. Kyk hoe mense loop. Kyk hoe hang skouers. Jy sien dit baie vinnig raak. Sien maar, die oomblik wat jy daai mense vat en jy sit hulle in die meester se hand, dan gebeur iets met hulle. Amen. En dan kom 'n prentjie uit wat hulle nie verwag het nie. Sien, Josef se broers het iets gaan doen. Hulle het sy kleed afgetrek. Hulle het hom gaan staan en uittrek. Vers 23 lees ons daar, toe Josef by sy broers kom, toe trek hulle sy rok uit. Jaloesie steel identiteit. Amen. Al het gesien, wanneer mense so vreeslik jaloers raak op jou, probeer hulle jou afbreek. Amen. Hulle probeer jou identiteit afbreek. Josef se kleed was simbolies van sy identiteit gewees. Dit was simbolies van daai roeping wat God op sy lewe gehad het, van wie hy is, van sy posisie, dat hy was die geliefde seun gewees. En hulle het gedink, as hulle sy kleed steel hulle sy roeping. Amen. Sien, maar jy kan nooit iets steel wat God binne in jou gesit het nie. Amen. Die kleed was maar net 'n simbool van sy identiteit, 'n simbool van sy roeping. Sien, maar God het daai roeping binne in hom gesit. En dit kan nie gesteel word nie. Die wêreld het hierdie maniere, dit definieer ons en ons roeping volgens ons finansies. Die wêreld definieer jou volgens jou siekte,
Dit definieer jou volgens jou verlede, volgens mislukkings en foute wat ons gemaak het. Volgens 'n diagnose, volgens ouderdom. Die wêreld definieer mense volgens velkleur. En dis 'n groot waarheid, né? Maar God definieer jou volgens wat in die woord staan. Amen. Vir God is ons almal dieselfde. Daar is nie onderskeid by God teenoor of jy ryk of arm is nie, of jy 'n man en 'n vrou is nie, of jy wit of swart of blou of pink is nie. Hy definieer jou teenoor dit wat in sy woord staan. Amen. As God in sy woord sê, jy is geroep, dan definieer hy jou volgens. As hy in sy woord sê, dat jy is geseënd en gesalf, jy is die kop en nie die stert nie, jy is bo en nie onder nie, dan sal jy daar volgens gedefinieer word. Amen. Jy is wie God sê jy is. Nie wie mense sê jy is nie. Frankly ook nie wie jy sê jy is nie. Want ons gee die verkeerde definisies van onsself. Een waaroor ek actually bly is dat 'n roeping kan nie gesteel word soos 'n selfoon nie. Amen. Imagine dat jy moet by die polisiestasie inloop en sê, ag meneer, ek wil vandag 'n klag oopmaak, iemand het my roeping gesteel. Hy konstabel gaan vir jou lag. Hoe beskryf jy dit in 'n verklaring? Vandag is die 16 Augustus en vandag het iemand my roeping gesteel. Sien, dit vir die Here in jou sit kan nie gesteel word nie. Amen. Die vyand kan nie eers by dit uitkom nie. Maar kyk jy aan die ding wat Josef se broers gedoen het. Behalwe die feit dat hulle sy kleed uitgetrek het. Sy broers het geëet. Vers 25 sê, nadat hulle hom in die put gegooi het, toe het hulle gaan sit en hulle het gaan brood eet. Hulle het aangegaan asof niks gebeur het nie. Hulle het gesit en kuier. Hulle het 'n lekker braaivleisvuurtjie gemaak en braaibroodjies gebraai. En hulle het te kere gegaan asof niks gebeur het met Josef nie, asof hy nie eens daar is nie. En hier sit Josef onder in 'n put, hartseer, en hy's alleen. En hy hoor hoe sy broers kuier. Hy hoor hoe hulle aangaan asof niks gebeur het nie. Dit wys ons dat wanneer daar bitterheid in 'n mens se lewe is, en haat oorneem, en jaloesie oorneem, dan word 'n hart so hard, dat jy kan aangaan asof niks gebeur nie, wanneer 'n boetie en sussie langs jou seer gekry het. Sien, ons moet op daai punt kom, dat ons nie moet toelaat, dat ander mense se optredes, ons harte hard maak nie. Amen. Ander mense se gemors, en hulle foute gaan, en ons lewens wil omvergooi nie. Amen. Josef het al die redes in die wêreld gehad om bitter te wees. Hy het al die redes gehad om 'n harde hart te kry, as gevolg van dit wat sy broers gedoen het. Omdat hulle vir hom gesê het, hy's 'n dromer. Omdat hulle sy kleed gesteel het, sy identiteit gevat het. Hy kon bitter gebly het. Maar as Josef bitter gebly het, het hy nooit die seën van die Here gehad. Amen. As Josef bitter gebly het, sou hy nooit 'n onderkoning geword het nie. Hy sou nooit vir Manasse gehad het, as hy bitter was nie. Amen. Bitterheid en onvergifnis werk op dieselfde manier. Dit is soos om 'n klein botteltjie gif te drink, en dit dink die persoon langs my gaan doodgaan. As twee gevangenes reg langs mekaar staan in die tronk, en hulle kyk deur die tralies, al wat een van gevangene gaan sien, is modder en stof, en die ander een sien die sterre raak. Hy sien dalk 'n groen boompie raak. Hulle is altyd op dieselfde plek, altyd in dieselfde posisie, maar hulle het verskillende perspektiewe oor wat aangaan aan die buitekant. Verskillende perspektiewe van iets wat wag vir hulle. Sien, 'n mens kan
kies wat gebeur, jy kan nie kies wat met jou gaan gebeur nie, moet ek so. Jy kan nooit kies wat met jou gaan gebeur in die toekoms nie. Maar jy kan kies hoe jy daarop gaan reageer. Amen. Jy kan dit nie keer dat jy binne in 'n put gaan beland sometime nie. Maar jy kan kies wat gaan gebeur wanneer jy binne in die put is. Jakobus 1, Paulus skryf in Jakobus, hy sê, so dan my geliefde broers, elkeen moet gou wees om te hoor en stadig om te praat. Amen. Stadig om toornig te word. Selfde plek. Amen. Jy moet vinnig wees om te luister, maar stadig om te reageer. Amen. Maar dit werk nou nie met almal van ons so nie, want party van ons se mond werk vinniger as wat ons brein werk. Amen. En dan kom jy in 'n posisie, jy kom op 'n plek en dan is jou mond so 'n bietjie te vinnig. En agterna dan kom die brein in en dan sê jy vir jou, maar eintlik moes jy dit nou nie gesê het nie. En dan moet jy gaan om verskoning vra. As jy dink aan Josef, en jy kry hierdie prentjie van Josef waar hy onder in hierdie put gelê het, en hy hoor sy broers kuier en hy hoor sy broers lag. En skielik dan hoor Josef kamele aankom. En hy hoor 'n geklingel van geld en hy besef wat het sy broers gedoen. Hy besef dat sy broers het hom gaan verkoop. Hulle het hom weggegooi. Kan jy jouself net voorstel, hoe verwerp het Josef nie gevoel nie. Hoe mismoedig moes hy nie gevoel het nie. En hartseer moes hy nie gevoel het nie om te weet dat my familie wou my nie eens gehaat het nie. Hulle het my weggegooi soos 'n stuk vrot lap. Sien maar, wat Josef nie kon sien nie, dat God was alreeds besig in Egipte gewees. Want in Egipte was Potifar. In Egipte was die farao gewees. En die paleis was daar. Daai droom van Josef was nog steeds lewendig. God was besig om te werk. Want God was besig in sy môre gewees. Waar ons in vandag vassit, is God alreeds besig in ons môre. Amen. Hy is alreeds besig om dinge te bewerk. Hy is alreeds besig om met mense se harte te praat en vir hulle te sê, jy moet môre oor daardie persoon se pad kom. Want daai persoon het 'n woord vir jou, wat ek vandag met hom gaan praat. Hy is besig in oormôre om vir iemand te sê, sorg dat jy by daai persoon kom. Loop by hom verby in die winkelsentrum, want ek gaan sy hart roer om met jou te praat. Sien, terwyl ons vandag mismoedig is, terwyl ons vandag treur en hartseer is, en frustreerd is oor ons binne in 'n put sit, is God besig om môre se Egipte te werk. Amen. Is God besig om binne in 'n paleis met iemand te praat. Sien, en ek weet nie hoe elkeen van ons se put lyk. Elkeen van ons se put lyk anderste. Niemand van ons gaan in dieselfde put gegooi word nie. Party van ons word in 'n put van depressie gegooi. Ander van ons word in 'n put van siekte gegooi. Ander van ons word in 'n put van finansiële stres gegooi. Party van ons word in 'n put van onvergifnis ingegooi. Amen. Party van ons beland in 'n put van eensaamheid. En dan is daar ander mense wat in 'n put van 'n wagtydperk gegooi word. Sien, maar die put is nie die eindbestemming nie. Die put is net 'n skool. Dis 'n klaskamer, dis niks anders nie. Dis deel van God se proses om jou te leer, om jou reg te kry. As die Here nie vir Josef uit 'n put uit gehaal het nie, het Josef nooit in 'n paleis beland nie. Amen. Sien, voor God dinge aan ons gaan openbaar, gaan hy eers jou moet vorm. Hy gaan eers moet reg kry. Amen. Want as die Here jou nie reg kry, om dit te kan aanvaar en dit te kan beleef wat hy vir jou gaan wys nie, gaan jy dit nooit glo nie. Amen. Voor hy jou gaan verhoog, gaan hy jou eers verneder.
Amen. Sien, maar dis die ding wat ons nie wil hê nie. Ons wil nooit vernedering ervaar nie. Ons wil nie daardeur gaan nie. Maar die Here gebruik vernedering as 'n leerskool. God is meer geïnteresseerd in jou karakter Amen. as wat hy geïnteresseerd is in jou gemak. God is nie gepla oor jou gemak nie. Gemak is net 'n byproduk. Amen. Hy is gepla oor jou karakter, oor wie hy is, oor hoe jy vorm. 'n Pyl kan jy nie vat en vorentoe skiet voordat hy agtertoe getrek word nie. Hoe verder jy 'n pyl agtertoe trek, hoe verder gaan hy vorentoe skiet. Amen. Hoe harder jy hom trek, hoe vinniger skiet daai pyl. En partykeer voel dit dat die Here is besig om ons terug te trek. En hy doen dit partykeer hard. Maar ek wil sê vanoggend vir jou, hou vas. Want die Here is besig met 'n ding. Amen. Hoe meer dit voel asof die Here jou terugtrek, hoe meer moet jy vashou. Amen. Want daar gaan 'n tyd kom wat die Here gaan los en jy gaan moet vorentoe gaan. En wanneer jy vorentoe gaan, gaan jy met 'n spoed vorentoe. God trek jou nie agteruit om jou te straf nie. God trek ons agteruit omdat hy ons voorberei vir 'n vlug. Amen. Omdat hy ons voorberei vir nuwe dinge wat kom. Die put moet nooit jou identiteit raak nie. Amen. Dit moet nooit jou eindbestemming raak nie. Die put moet nooit jou adres wees nie. Die put moet 'n getuienis word. Amen. Elke plekkie waar die Here jou deurvat as deel van 'n leerskool, is veronderstel om deel van jou getuienis te word. Jy alleen is die een wat 'n keuse het om te besluit wat gaan gebeur wanneer jy in daai droom van jou binne in die put gaan beland. En oor 'n paar weke, dan gaan ons kom daar in Genesis 41. En dan gaan jy sien wat die Here gemaak het met Josef in sy put. En jy gaan sien, Josef het sy seun Manasse genoem. Jy gaan sien dat God het nie net vir Josef uit 'n put uitgehaal nie. Hy het die put uit Josef uitgaan haal. Amen. Ons dink ons sit in 'n put. En dan baie keer dan loop ons met die put binne in onsself. En ons gaan op baie plek moet kom waar ons sê, Here, jy moet my nie net uit die put uithaal nie, maar jy moet die put uit my uithaal. Amen. Amen. Ons kan nie vir ewig binne in 'n put wil bly nie. Amen. Hemelse Vader, Here, vanoggend, baie keer sit ons in 'n put. Here, daar is soveel kere wat ons actually gaan in 'n put ons adres gaan maak. Wat ons daar bly. Here, daai plek van hopeloosheid. Daai plek waar ons nie wil môre kan raak sien nie, waar ons nie kan uitkom nie. Here, en dan sit ons en ons hoor soos Josef gehoor het, hoe sy broers gelag het en gekuier het en aangegaan het asof niks gebeur het nie. En ons sien mense rondom ons, Here, wat aangaan asof niks gebeur nie. Asof daar niks fout is nie. Here, ons is baie plekke waar ons baie keer hoor, soos Josef gehoor het, hoe die Ismaeliete aangekom het. Here, hoe hulle geld geruil het en hom verkoop het, hoe sy broers hom weggegooi het, hom verstoot het. En partykeer, Here, voel ons soos ons is op daai plekke, waar ons voel die wêreld verstoot ons, waar mense gooi ons weg, hulle wil ons nie hê nie. Here, maar ons weet, U is in môre alreeds besig. Here, U is alreeds besig binne in ons Egipte. U is besig in Potifar se huis.
Hy's besig in die paleis om dinge voor te berei vir ons, Here. Here, en terwyl ons nog in 'n put sit, kan ons net self besluit, Here. Ons alleen kan besluit, wat gaan ons maak? Of ons gaan mismoedig bly, en hartseer gaan bly, en of ons gaan vashou aan 'n belofte, dat daar is beter op pad. Of ons gaan vashou aan daardie belofte, dat U gebruik alles ten goeie, vir ons wat U liefhet. Amen. Here, vanoggend kan ons vashou, aan elke belofte vir U, Here. Here, daar is soveel wat U vir ons gegee het, soveel beloftes in die woord. Here, vir elke keer as ons mismoedig is, elke keer as ons alleen voel, elke keer as ons hartseer is. Here, vir elke ding is daar 'n belofte wat U gegee het en gesê, hou net vas, want daar is beter op pad. Here, vanoggend kan ek sê dankie, dat ons kan weet, U het beter beplan vir ons. Ons hoef nie in 'n put te bly nie. Dit hoef nie ons adres te word nie. Want daar is 'n paleis wat besig is om voor te berei vir ons. Dat Potifar is besig om reg te maak. En Farao is besig om reg te maak. Want daar gaan 'n dag kom, wat U ons gaan los en sê, ek het dit reg gekry vir jou. Jy het nodig om voorheen te gaan. Jy het nodig om die volgende stap te vat. Want daar is beter dinge wat voor lê. Here, maar tot ons daar kom, vra ons, Here, dat U ons sal leer, U ons sal voorberei, ons harte sal bewerk, ons karakter sal vorm, ons identiteit sal vestig, sodat mense nie kan kom probeer en sê, hulle steel my identiteit nie, of hulle gaan my roeping steel nie. Dat die vyand nie daai idee in sy kop kan kry, dat hy dink hy gaan 'n droom steel, en alles vernietig nie. Want hy is nooit die gewer van drome nie. Here, maar U is die een wat drome gee. U is die een wat drome vestig, en dit vasmaak, en dit bewerk, sodat 'n realiteit word vir ons. En daarvoor kan ons sê, dankie, in Jesus naam. Amen.